Andrew, baie dankie vir die geleentheid en baie dankie dat ek my storie vanoggend met julle kan deel. Ek het natuurlik 'n jaar terug het ek vrylik geloop soos julle. Vandag staan ek hier met 4 bene deur die Here se genade. En ek is eintlik op pad om die 2 waarop ek rus nou ook weg te gooi, dat ek natuurlik kan loop soos julle. En dit is vandag eintlik vir my 'n voorreg om my storie te deel. Ek loop eintlik al van 2017 af wat ek voetprobleme het, waar ek in hierdie afgelope 7 jaar 7 operasies op my voete gehad het, tot ek nou verlede jaar het ek 'n groot droom gehad onder die manne ook, soos Andrew sê, ons werk in Calvinia en dan ons groot droom is om in Pofadder te werk. Nou soos hy nou hier 'n bakkie gewys het met 'n papwiel, ons was bevoorreg om een tripie sommer 3 papwiele te hê, maak nog die een reg as die volgende een pap. En die boere kry swaar, omdat hulle omtrent 120 kilometer wat hulle uit die dorpe is, en die paaie is regtig skurf. Maar dit is 'n voorreg om onder hierdie mense te werk. En my droom was om 'n gebedsretreat te hou in Pofadder. En ons het gedroom en ons het gebid daaroor. En verlede jaar Februarie is ons toe nou in Pofadder. En die 17de Februarie, toe ek uit die predikant se huis uitstap, toe sê ek vir Ronel, dis nou verby, ek kan nie meer loop nie. En ek het besef, ek gaan nie emosioneel raak, maar nou is dit sulke tyd. En die Februarie die 18de het ek in 'n reisstoel het ons die retreat aangebied. En wat 'n groot voorreg was dit om onder hierdie mense te kan werk en 'n retreat aan te bied en te besef dat die Heilige Gees is deel van ons lewe. En deur gebed verander ons mense se lewe. En daar het ons deur hierdie retreat mense se lewens verander. En dan wil ek graag begin eintlik deur net vir julle 'n teksvers te lees in Lukas 8. Ek dink almal ken vir die tydsonthaalwe gaan ek nou nie teksverse lees nie, maar almal ken Lukas 8, 22 tot 25, waar die Here in die boot geklim het en vir sy disippels gesê het, kom ons vaar oorkant toe. En wat het gebeur toe die Here in die boot klim, het hy aan die slaap geraak. En daar het my lewe verander, toe ek daardie dag, die 19de Februarie, in die motor klim, en ek wil dit nou met die tong in die kies sê, ek en my vrou is nou 46 jaar getroud, en daai 46 het so op haar eie bestuur as ek nie in die kar is nie. En daai dag moes sy die speke vat, en sy moes ons terugbring huis toe, wat 1100 kilometer is. En so was die Here goed vir ons, waar ons oorgeslaap het in Katoo by vriende, en daar het 'n vroutjie gekom, haar naam is Alta, wat ons van geen kant af ken nie. En sy het my voete ingevryf met olie, en sy het vir my gebid, en daarvan af is ons Pretoria toe die volgende dag. En daar het dit gebeur dat ek toe in die hospitaal beland in Groenkloof. Ek gaan nou nie die dokter se naam sê nie, want hy het nooit my bene vir my teruggegee nie. Die Here het toe nou vir my nuwe ysterbene gegee. Op die 3de Maart sê hy vir Ronel en die kinders dat die sepsis in my 2 bene is nou al 2 bene dit versprei en hy is genoodsaak eintlik om my bene te amputeer. En dit gebeur toe ook daai dag dat ek wil eintlik nog my vrou en my kinders hof toe vat, want hulle het nie eens met my gepraat nie. Want op daai stadium was ek eintlik in so 'n toestand wat pyn aanbetref, dat ek nie eens geweet het waar ek is nie. En dat ek eintlik nie belang gestel het om te lewe nie. Ekskuus Andrew. En op die 4de Maart verlede jaar is beide my bene geamputeer. En dit het nie goed gegaan in die hospitaal waar ek was nie. Ek het hartversaking gekry, ek het my niere wou nie werk nie, my longe was, ek het te veel water gedrink, sê ek. Dit was omtrent oorvloei van te veel water. En hulle het my op 'n dialysemasjien gehad. En toe gebeur daar 'n wonderlike ding in my lewe. Die maandag, toe stap daar 'n jong vroutjie internis in. En sy sê vir my, maar jy het hartversaking en jou infeksie is so hoog.
ek gaan jou oorplaas na Suid-Afrikaanse hospitaal toe. En op daardie stadium is dit dat my mediese fonds, ek is nie gemagtig om in Suid-Afrikaans te wees nie. En so die Here dit bewerkstellig, dat ek in Suid-Afrikaanse hospitaal beland. By dokter Naran, verskoon as ek mense se name doen, maar dit is mense wat regtig baie in my lewe beteken het. En toe ek daar aankom, was ek nie meer lus om te leef eintlik nie. Dat ek was in 'n ek moet sê ek was in 'n toestand dat die oggend toe ek wakker word in Suid-Afrikaans, te hoor ek hoe die dokter en die internis daar oor my praat. Hulle praat nie met my nie, hulle praat oor my. En daai volgende oggend toe sê ek vir Ronel, nou moet jy my hare was, ons my tande borsel, jy moet my regop kry. As die dokter vanmôre 10:00 instap, dan sit Div met 'n seer rug en met alles wat nie werk nie, gaan jy opsit. En toe hy inkom die oggend, toe kom staan hy langs my, en daar's min dokters wat dit doen, en hy sit sy hand om my nek, en hy sê vir my, van vanoggend af kan ek en jy 'n paadjie begin loop. En daar het ek besef om hierdie teksvers van Lukas 8 verder te vat, waar die Here opgestaan het in die boot en vir die mense gesê het, in die wind en die storm stil gemaak het. En ons geloof is so klein, maar die Here is kragtig, 'n gebed is kragtig. En daar het ek net besef, maar die Here is in jou boot, jy het 'n kans, staan op en begin leef. En vandag moet ek erkenning gee vir die verpleegpersoneel. Wit en anderskleuriges het my soos 'n koning behandel. Ek het gevoel ek is in 'n 5-ster hotel, soos hulle na my omgesien het. Hulle het my elke dag versorg, met liefde, met deernis, met krag. Ons het tot party daar saam gebid. En dan is dit so waar ek gebed wil uitlig, dat die Here mense oor my pad gestuur het, behalwe my familie, soos my liewe vrou wat my tot vandag toe versorg. Ek meen, as jy in die oggend opstaan, dan maak jy klaar en jy gaan. Ek meen, as ek in die oggend opstaan, dan begin die vrou eers met my voor sy na haarself kan kyk. So nou praat ons van 2 ure, dit is, ek weet nie hoe vroeg staan julle op nie, so ek sal elke oggend graag hier wil wees, elke dinsdagoggend, maar nou ja, dinsdag lê ek maar in die bed, jy weet, want ek meen, ek het nie daai elke oggend die lus om so vroeg op te staan nie. Maar wat besonder is net daar, het ek ook in daardie tydstip, wil ek net een ding sê, dat Filippense 2 vers 2.4 het in my gedagtes opgekom, en ek het my oudste dogter gesê, dit het tyd geword, dat ons as 'n familie, julle as kinders by mekaar moet staan, en julle mekaar moet respekteer, en die een moet die ander een hoër ag as homself, wat ook in daai tyd deur my lewe gegaan het. Verskoon maar, is nou baie goed wat ek uitlos, maar ek hardloop. So dit is vir my belangrik om oor gebed te praat, en ek wil net hierdie gedeelte, wil ek graag vir julle lees, en dit is Jesaja 53 vers 5. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dit was ook 'n wonderlike tyd in my lewe, as ek dink in die hospitaal, met die infeksie wat ek gehad het, het hulle nie my kleinkinders by my toegelaat. En dan, ek was bevoorreg om in 'n saal te wees, of in 'n kamer te hê, wat 'n stoep buite gehad het, en dat my kinders deur die venster, my kleinkinders met my kon praat, en vir my kon motiveer, want dis eintlik die grootste motivering, is jou kinders, en jou kleinkinders wat om jou is. En dit was belangrik, dat ek ook daar kan weet dat hulle daar is. En dan wil ek net een persoon ook uitlig, en dis Lucian, sy's 'n jong vroutjie met 2 kinders, wat die oggend toe sy na my begin kyk het sy vir my gesê, oom, nou staan ons op, toe dog ek maar, nou ja, dit klink vir my gaaf, ek is deel. En sy het my fisies opgetel uit die bed uit, sy vrou alleen, en sy het my in die reistool gesit.
En daar het die vooruitgang in my lewe begin toe ek buite kom en die son sien skyn en alles. En dit is wonderlik. En weer eens gebed wat ons vandag vir mekaar moet sê, as ek vir julle sê hoeveel duisende mense het vir my gebid, my familie, my vriende, my skoolmaats het my besoek, van my kliënte uit my vorige lewe het my kom besoek. En dis 'n voorreg om te sien hoeveel mense kom met gebed by jou uit. En dan wil ek ook net dit sê vir Andrew en Tom, wat ook 'n bydrae gemaak het in ons lewens. En toe het my lewe dramaties verander toe ek die 20ste April is ek uit die hospitaal uit. Toe sê die dokter vir my, jy gaan nie na 'n rehab toe nie, jy gaan huis toe. As jy na 'n rehab toe gaan, is die kans dat jy weer infeksie kry baie groot. En daar het my vrou my ondersteun en ons het 'n jong man met die naam van Gift wat in ons huis ingekom het. En eintlik is hy 'n wonderwerk wat met ons lewens gebeur het. Hy is nou nog daar, hy help nou nog in die versorging. En ek wil dit sê, hy is baie daar, koer hy eintlik om my, soos 'n man om 'n meisie koer, wat hy my help en my versorg. Maar ek wil eintlik vir my vrou ook baie dankie sê vir Ronel, as dit nie vir haar was nie, het ek nie vandag hier gestaan nie. En toe gebeur het, toe ek by die huis kom, toe Cornel, 'n fisioterapeut, het gekom om my te help met oefeninge. En toe die orthotis Philip oor my pad gekom, wat my bene gemaak het, wat mooi met ons gepraat het. En ons het gesukkel met die mediese fonds. Ons het seker omtrent 4 maande beklei, tot hulle 'n gedeelte van hierdie 2 eysterbene vir my betaal het. Maar Philip, voordat die mediese fonds betaal het, het hy reeds vir my 2 tydelike bene gemaak, dat ek kon loop, omdat ek graag wou loop. En toe stuur die Here oor my pad 'n Victor, wat 'n kwadripleeg is. 'n man met 'n sagte stem, en wat al 30 jaar in 'n rolstoel is, wat my afrigter is. En dit is ongelooflik om te sien hoe 'n mens kan leef, wat nie kan loop nie, en wat nie dinge vir homself kan doen nie. En dit is vir my 'n voorreg om vir hom ook vandag eer en erkenning te gee vir die feit dat hy my help om te kan loop en my te kan motiveer. En dan het Andrew nou lekker oor hierdie uitreik gepraat en ek is nou besig om af te sluit. Ekskuus as ek te vinnig of te hard gepraat het. Maar dit is wonderlik om onder hierdie boere te praat. En ek wil net ondersteun wat Andrew sê, is dat ons kan nie gaan as daar nie mense ons rug toe maak om vir ons te bid nie. En daar is alweer mense in daardie omgewing, in Calvinia omgewing, Brandvlei, Kenhardt, wat alweer die laaste 3 jaar geen reën gehad het nie. En die wêreld lyk soos Andrew daar vir julle gewys het. En dan wil ek net 'n klein getuienis lewer toe ons 1 jaar, ons werk nou al meer as 6 jaar in hierdie gebied. Toe ons in 'n huis instap in Pofadder, toe kan jy die voer sien wat buite vir die diere staan, maar daar's geen kos in daai mense se huise nie. En hoe wonderlik was die Here nie vir ons dat ons ondersteuners met 'n oproep vir ons genoeg fondse ingegee het, dat ons vir 21 huisgesinne om voedsel gee in hulle huise. En daarvoor kan ons net die Here dank en loof. En dan wil ek, voor ek afsluit, wil ek eintlik net vir julle lees wat Andrew nou gesê het, en dit is eintlik, julle kan gerus Romeine 1 vers 9 tot 12 van lees. En die rede is, hoekom gaan ons? Ons gaan om verhoudings te bou. Ons gaan om die Here se genade en die Here se liefde uit te leef. Dis hoekom ons gaan. Dit is nie altyd lekker om te sien as mense swaar kry of as sy diere vrek. Maar is 'n voorreg om daar te wees, om hierdie mense geestelik op te bou en hulle hand te vat. En ek gaan vir julle vers 12 lees. Die res kan julle by die huis gaan lees. En hierdie is die rede hoekom ons gaan. So as jy bid vir ons, bid hierdie teksvers. En hierdie teksvers sê, ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne.
ons kom, en hy het dit ook die woorde gebruik, as jy op 'n uitreik gaan, kom jy nooit dieselfde weer terug nie. Ek meen, Norman weet dit ook. Willie weet dit ook, want elke kind of elke persoon wat hy aanraak is nie dieselfde nie. En dit is 'n voorreg vir jou en vir my. En dan wil ek ook sien hier's heelwat persone wat ek dink wat dalk ouer as ek is. Mense is nooit te oud om te gaan nie. As jy jou tas kan dra, kan jy gaan. En dan wil ek net die behoefte het Andrew uitgespreek, maar ek wil vanoggend vra dat ek met my vrou help bestuur. Ek is nou op die punt om te kan bestuur, maar ek moet 'n handkontrole gebruik. En ek soek 'n tegniese mens, 'n tegniese man of 'n persoon wat van hierdie stelsel wil insit. Dalk is daar een onder julle of dalk is daar een op Zoom. En dan wil ek net vir Andrew baie dankie sê. En baie dankie vir julle dat julle my die geleentheid gegee het om te kan deel. En die Here is goed, die Here is wonderlik. As dit nie vir hom was nie, sou ek nie vandag, ek hoop ek kan oor 'n jaar hier staan sonder met hierdie 2 ekstra bene wat ek het, maar dit is 'n voorreg. Andrew, baie dankie. Ek waardeer. Duf, baie dankie. Suzette, staan sommer gewin. Ek wil vir André vra dat hy dan net sal uitstuur. Manne, ek kan vir julle sê so Duf hier staan. Dit is nie maklik nie. Duf het nie net sommer hier so opgeëindig nie. Hy het verskriklik hard geoefen. Hy het 2 keer, wie van julle wat al in my huis gewees het, daar's 'n paar mantige trappe daarop na die voordeur toe. Duf het kom kuier, laat hy kan wys, hy kan hy trappe klim. Hy het 'n kompetisie gehad teen homself, wat so 2-3 weke terug, wat hy gevra het, mense moet hom borg per tree. So, Willie, swaai net, laat die ouens kan kom. Jean sê dat sê nie. Duf het baie hard geoefen. Duf het regtig moeite gehad wat hy gaan oefen het, sodat hy kan stap. So dis 'n groot voorreg gewees, ou Duf, om jou vanoggend hier te sien instap. Hy toe ek hom verlede jaar in die hospitaal gaan besoek, toe hy baie hartseer, toe sê hy, dit wat hy so graag doen, gaan hy nie weer kan doen nie. En hier is jy, danksy die Here se genade. André, kan ek sommer vra dat jy dan net vir die span bid ook, en ook vir Prof Theo kom staan sommer hier ook as. Goeiemôre manne en dames, nou kan julle sien hoe kom ons maar moet wees, tot ons in die Zoom prentjie kan inpas, nee. Ja, sit dit. Wat 'n voorreg vanmôre, kom ons bid saam. Ons Vader, ons sê vir U dankie. Here, wanneer ons hoor hoe dat U 'n pad loop saam met U kinders. Ons dankie dat U omgee vir elke boer, vir elke mens wat daar in die verre wêrelde bly, wat uit die kollig uit is. Here, maar U gee om, U is lief. En ons sê vir U dankie dat U mense opwek wat kan uitreik, wat U voete word, wat U hande word, wat U stem word, daar vir hulle ook. En ons bid dat U met hulle sal wees. Duf en Ronel, Andrew, Suzette, die kinders wat saamgaan, ons bid U beskerming oor hulle, oor elke voertuig. Ons bid U seën, ons bid Heilige Gees dat U kragtig in hulle sal werk, dat waar hulle gaan, dat hulle die vrede en die liefde en die geur van Jesus sal versprei. Dankie vir vrugbare grond, Here, ons stuur hulle met die seën van die Here, en ons sê vir U dankie dat U met hulle is. Ons dankie vir Theo wat hier met ons is, wat vir ons die woord oopbreek vanmôre. Seën hom, Here, dat hy die woord spreek soos wat U dit wil hê. Bid ons in Jesus naam. Amen. Amen.